ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Maar welkom by die Vita Day Woordskool, hier op kamera. Ons het nou vir die volgende paar woordskool sessies is ons op kamera, want ek en Pippa is op 'n sending uitreik. So ek wil net hê jy moet weet, hoekom maandag aand op die kamera is en nie die saal nie. Maar ek het gedink, daar's 'n paar goed waaroor ons moet gesels, moet praat, wat ek graag oor sal wil praat, sommer oor die waarheid en heerlikheid en besonderheid van Jesus Christus. En jy sal onthou toe ons die Hebreërs Bybelstudie gedoen het. Nee, toe het ons onder andere daarna gekyk, Jesus beter as, en dan toe is dit hanteer soos wat dit in die hoofstukke voorgekom het. So, jy moes so half die hele Hebreërs Bybelstudie gesien het om al die groter as gedeeltes te kon raaklees. Maar ek wil weer nou daaroor praat, veral na afloop van ons Galasiërs Bybelstudie, wil ek saam met jou nou in hierdie volgende paar minute gou kyk na die groter as insidente in Hebreërs. So as jy reg is, miskien het jy 'n notaboekie en jy wil 'n nota maak, is fyn. Die beste natuurlik is lees dit in jou Bybel. So as ek nou vir jou die versgedeelte gee, probeer so toe blaai, lees dit met jou eie oë, maar natuurlik eerste prys is ek gee vir jou die skrifplasings waar hulle is lekker nou op video so jy kan teruggaan. Maar dan gaan lees jy rondom dit, jy moet nie net die versie lees nie. Nou die versie is deel van 'n baie groter, baie beter verduideliking as wat ek nou vir jou kan gee binne die volgende paar minute. So dis altyd die eerste prys, is lees die woord self, lees dit self. So, waar's my brilletjie? Ons kyk na die heel eerste verskynsel van die skrywer van Hebreërs wil uitlig wie Jesus is. Nou dit is die onderwerp waaroor ons nou al vir 'n paar jaar lank gesels. Ons sê geloof in die eerste plek en primêr het nie te doen met die geloof dat Jesus 'n wonderwerk kan verrig nie. Dat Jesus die brood kan vermeerder nie, dat hy die blindes kan laat sien nie. Dis ver meer as dit. Geloof is in die eerste plek en primêr gesetel in die identiteit van Jesus. Wie is hy? Want dit is in die openbaring van wie hy is, waar alles verander. Nou, dit is soms so 'n ou sinnetjie. Nee, ek kan nou sê, dis in die openbaring van wie hy is, wat alles verander. En die sinnetjie kom en hy gaan, maar die gewig van daai sin is onberekenbaar. Dit is absoluut. In diepte, tot in die kern, die waarheid. Net so terloops, as jy nou 'n klop kappery en goeters hoor hier vra net byvoorbeeld om verskoning. Ons bly in 'n ontwikkelende buurt, so hier is jou wat bouprojekkies en goedertjies wat aangaan. So jy mag dit optel op die kamera, maar nie te min. Dit is Paulus wat op pad Damaskus toe is en in Jesus vasloop. En hier's die ding, dis nie net dat hy Jesus sien nie. Dit is, en dit per Paulus se eie verduideliking, en dit is dat Jesus in hom openbaar word. En dis nie 'n eenmalige ding nie, maar dit het 'n baie definitiewe begin. En dan bou dit voort op daardie begin, nee, vir die res van jou lewe groei jy in die openbaring van wie Jesus is, tot jy van aangesig tot aangesig voor hom gaan staan. Daarom kan ons sê, die openbaring van Jesus, nie net die sien van Jesus nie, maar die openbaring van Jesus, binne in sy hart en binne in sy gees, verander alles, verander Paulus die hele wêreldbeskouing, verander sy teologie, verander alles. Paulus se hele menswees het verander. Die openbaring van Jesus, dis wat gebeur. Dis nie bloot Vita Day video of 'n Sondagskoolklassie waar jy teorie oor Jesus kry en dan merk jy dit af, skryf dit op in jou notaboekie, resiteer dit
en daar sê nou ken jy Jesus nie. Nee, dis ver groter as dit. En die gevaar onder die gelowiges aan wie die skrywer van Hebreërs skrywe, lig juis hierdie punt uit om te sê, Jesus is nie net 'n ekstensie van die Ou Testament nie. Hy is die vervulling daarvan en verhewe bo die Ou Testament. En daarom moet die gelowiges na hom toe draai en nie teruggaan na die oue nie. Dis 'n baie belangrike boodskap, nee, laat ek dit net herhaal, dat jy dit weer hoor net. Jesus is nie net 'n ekstensie van die Ou Testament nie, hy is die vervulling daarvan en verhewe bo die Ou Testament. Daarom rig die skrywer die mense na Jesus toe en nie terug na die ou bedeling nie. So kom ons kyk, wat is die beter as insidente, noem ek dit nou sommer, die beter as beskrywings in die boek in Hebreërs. Daai bouery kom nou na my kop toe. Eerste ding wat ons sien is, hy sê, Jesus is beter as die profete, of verhewe bo die profete. Ons sien dit in Hebreërs 1 vers 1 tot 2, God het in die verlede deur die profete gespreek, maar nou het hy deur sy seun gespreek. Jesus is die volmaakte en finale openbaring van God. Hy is die openbaring, hy is die spreekbuis, hy is die finale autoriteit van God. So wat 'n belangrike rol die profete ook al gespeel het in die Ou Testament. Jesus is verhewe bo hulle. En dat, derhalwe, die ou profete of die profete in die Ou Testament interpreteer moet word in vandag se tyd, interpreteer moet word deur die lig van Jesus, deur die openbaring van Jesus. Nou ons sien dit in die profetiese boeke. Baie interessant is om te sien is hoe gebruik die Nuwe Testamentiese skrywers die Ou Testamentiese skrifte in die lig van Christus. Hoe haal hulle dit aan in die Nuwe Testament? Dis baie interessant om te sien. En dan ook interessant om te sien dat al die aanhalings in die Nuwe Testament wat die Bybelskrywers gedoen het, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Jakobus, skrywer van Hebreërs, al die aanhalings uit die Ou Testament kom uit die Griekse vertaling van die Ou Testament wat 300 jare voor Christus deur volgens oorlewing 70 Jode geskryf is. Wel, nou nie in 'n jaar nie, maar oor 'n tydperk, 'n taamlike tydperk. Dit staan bekend as die Septuaginta. En al die Nuwe Testamentiese vertalings kom nie uit die Hebreëse manuskripte nie, maar die Griekse manuskripte. Net vir interessantheid. Dit was die eerste een. Jesus is beter as die profete. Tweede een wat ons raak sien, Jesus beter as, is in Hebreërs 1 vers 4 tot 14. Nou in daardie gedeelte kom ek sommer net vir jou op. Die skrywer van Hebreërs sê Jesus het 'n uitnemender naam as die engele en sit aan die regterhand van God. Hy is nie net 'n boodskapper nie, hy is die seun van God en die koning wat vereer moet word. Hy is nie net bloot 'n diensknegt van die koning nie, hy is die koning self. Nou hier was dit baie belangrik, veral teenoor die Jode wat volgens tradisie en Judaïsme het Moses die 10 gebooie ontvang deur die bemiddeling van engele. En vandaar veral die ophaal dan nou van engele, want hulle het 'n belangrike rol gespeel in die Joodse of Judaïstiese verstaan van die wêreld en van die Godse bediening. En so hy lig uit die profete wat 'n absolute sleutelrol speel. Nou kom hy na die engele toe wat hemelwesens is en volgens Judaïsme aan Moses die boodskappers was of die oordraers was van die 10 gebooie. God het dit deur bemiddeling van engele aan Moses oorhandig. Nou sê hy, Jesus het 'n uitnemender naam as die engele. En dit is 'n baie belangrike plek vir die skrywer om by uit te kom. Maar daar is nog heel wat meer. Ons sien verder dat die skrywer voortgaan en sê dat Jesus is beter as Moses. So nou het ons 3 belangrike rolspelers tot dusver. Ons het die wet, ons het die profete en ons het die bemiddelaar van die Ou Testament of die Ou Verbond. Moses wat die middelaar was tussen God en die Israeliete en sê dat Jesus is beter en hoër as Moses.
Hebreërs 3 vers 1 tot 6. Moses was 'n getroue diensknegt in God se huis, maar Jesus is die seun oor die huis. So die skrywer doen dit doelbewus om die statusverskil uit te lig en te sê Jesus is nie bloot 'n diensknegt in die huis nie, maar Moses was. Maar die seun is die seun oor die huis. Jesus is die seun oor die huis. Beter as die profete, beter as die engele, beter as Moses. Dan gaan die skrywer verder en hy haal nog 'n verskriklike belangrike figuur uit Israel se geskiedenis. Moses is opgevolg deur Joshua. Joshua wat verlosser beteken. En Joshua lei die Israeliete uit die woestyn in die beloofde land, nadat God vir Moses gesê het, hy sal dit nie kan doen nie, vanweë sy ongehoorsaamheid. So Joshua is die man wat die volk deur die Jordaanrivier lei, met die eerste veldslag in Jericho. Hy was die man wat die spioene uitstuur, en hy is die generaal op die toneel. So die skrywer van Hebreërs sê in Hebreërs 3 vers 1 tot 6, 4 vers 8 tot 11, Hebreërs 3 vers 1 tot 6 was die gedeelte oor Moses. Oor Joshua sê die skrywer, Joshua het die volk in die beloofde land ingebring, maar Jesus bring ware rus vir sy volk. Dit wat Joshua nie kon bring nie. Hy kon hulle in die fisiese beloofde land inlei, maar hy kon hulle nie in die rus van God inlei nie. En dit is waar Jesus, die ware Joshua, waar hy Joshua, die aardse Joshua, by verre net oorskry. Dan sê die skrywer ook in Hebreërs 4 vers 14 tot 5 vers 10, en hy sê dit ook in hoofstuk 7 vers 11 tot 28. Gaan hy skriffies net vinnig herhaal. In Hebreërs 4 vers 14 tot 5 vers 10, en dan ook in hoofstuk 7 vers 11 tot 28, dat Jesus is beter as die hoëpriesters. Nou, hier is ons, dis nou ontsettend belangrik, ons het die profete, ons het die engele, ons het Moses, ons het Joshua, en nou het ons die hoëpriester, en jy weet uit die bietjie geskiedenis wat jy ken van Israel, en wat jy lees in die Ou Testament, die absolute kritiese rol wat die hoëpriester gespeel het. En dan ook later, hoe daardie rol waarin God hom gestel het, hoe dit ook onder mense 'n politieke rol geword het, en 'n posisie van ontsaglike mag en krag. Ons weet dat dit die hoëpriester was, wat die arrestasie van Jesus gereël het, en hom verhoor het. So, nou, die hoëpriester, die belangrike rol van die hoëpriester, wel in die eerste plek uit God se perspektief, hoekom daar 'n hoëpriester is, en dan uit die tweede sin ook uit polities-sosiologiese of sosio-politiese perspektief vanuit Israel, nie net die middelaar is die hoëpriester tussen God en die mense, soos Moses die middelaar van die verbond was in die Ou Testament nie, maar is ook 'n politieke leier en 'n man met ontsaglike invloed en gesag, wat hy dan vir sy eie gebruik en eie gewin gebruik het. Nou sê die skrywer dat Jesus is beter as die hoëpriesters. Hy is die ware hoëpriester, nie volgens die Levitiese orde nie, maar volgens die orde van Melchisedek. Nou, in 'n volgende opname gaan ons 'n bietjie kyk na wat is die orde van Melchisedek, soos wat ons dit nou hier raak lees in Hebreërs. Jesus offer nie diere nie, soos wat die aardse hoëpriester gedoen het nie. Jesus offer homself as die volmaakte offer. Hy is die offer en die hoëpriester. In ander taal kan ons sê, hy is die bruidegom en die bruilofsfees. Hy is die lam en die leeu. Dan sê die skrywer in die 6de plek, sê hy, Jesus is beter as die ou verbond. Daarom is daar 'n nuwe verbond. Want, argumenteer die skrywer, as die ou verbond, die Ou Testament volmaak en volledig was daar nie nodig vir 'n nuwe verbond nie. En, maak nie 'n fout nie,
sal hy nou impliseer dat die nuwe verbond is nie bloot 'n addendum tot die ou verbond nie. Dis nie 'n aanhegsel of 'n klousule tot die ou verbond nie. Dit is 'n totale vervulling en vervanging van die ou verbond. Party mense is bang om my woorde te sê, maar daar is nie 'n ander manier om dit te sê nie. Hebreërs 8 vers 6 tot 13. Jesus bring 'n beter verbond gebaseer op beter beloftes. Die ou verbond het op die wet en offers gesteun. Die nuwe verbond bring vergifnis deur Jesus se bloed. 'n Beter verbond met beter beloftes. Nou, daar's nou nie, jy kan niks daar skuins indruk nie. Dis wat daar staan. En dit is hoe dit is, want dit is wie Jesus is. En dan sien ons die laaste verskynsel van beter as in Hebreërs is Hebreërs natuurlik 9 vers 12 tot 14. Dan is daar ook 'n gedeelte in Hebreërs 10 vers 1 tot 14. En Hebreërs 9 vers 12 tot 14 en dan verder in Hebreërs 10 vers 1 tot 14 waar die skrywer sê die offers van die Ou Testament moes herhaal word, maar Jesus se eenmalige offer is genoeg vir altyd. Met ander woorde, Jesus is beter as die offerstelsel. Baie belangrik. Jesus is beter as die profete, is beter as die engele, hy is beter as Moses, hy is beter as die wet, beter as Joshua, hy is beter as die offerstelsels, beter as die hoëpriester, beter as die ou verbond. Hy is die openbaring van God. Daarom sluit Hebreërs dan nou af met in sy voorlaaste hoofstuk met 'n lang bespreking en 'n aanloop tot die woorde wat sê, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Hy is waarlik die Alfa en die Omega van God. Alles is in hom. Hy is alles. Moenie teruggaan na die ou bedeling nie. Daar's 'n nuwe een in Christus Jesus. Gryp hom vas. Hou jou oë op hom. Laat hy jou lei. Laat hy die herder van jou siel wees. Nee, Johannes 10. Hy is die wingerd, die wynstok. Jy is die loot. Bly in hom en niks anders nie. En in niemand anders nie. So 'n kosbare woord om te hoor, veral in ons dag en tyd. Elke knie sal buig.